gaan begin lied sing en die stem so 'n bietjie loskry. Ek self het so iets van 'n kug in my. Kom ons kyk hoe gaan dit. Intussen kom ons mense aan, hulle begin kom ons maar eintlik nou eers. Vriende, kom ons sing dan ons eerste lied. Dit is Psalm 130 en daarvan vers 1 en vers 3. Ek sal daarna net so 'n klein ietsie sê. Vers 1 en vers 3, uit donker dieptes roep ek. So ons sing dit as 'n gebed. Right, laat ons die ore net so 'n bietjie instel hierso. Baie welkom aan ons mense wat nou intussen nog aan die aankom is en aangekom het pas. Die van u wat graag 'n kersie wil aansteek, dis nou die tyd om dit te doen. So terwyl ons sing, doen gerus. Die selfone af of silent asseblief. En dan baie welkom aan ons mense by Herberg aan See. Mag julle ook tuis voel in ons geleedere hier. Vriende, ons sing vanoggend gebede. Ons het sopas die week van gebed gehad. En u sal sien dat daar is baie gebede in ons liedboek. Ons bid deesdae nie maklik meer hardop, veral in 'n groep nie. Maar ons kan wel as ons sing ook bid en dan bid ons saam in 'n groep. So ek het vir ons daar is net soveel gebede in hierdie liedboek. Jy kan nie glo nie, ek sien dat Dominee Francisca het ook baie op die week van gebed dan op gebede wat ons sing gekonsentreer en dan uiteraard nevens graag deel aan stil gebed. En dis alles vorme van gebede. So nou gesamentlike gebed deur saam. Ons begin met verootmoediging. Hierdie intrede in die lydingstydperk met as Woensdag, veral wat dit vir ons soort van afskop. Vriende, herinner ons daaraan dat ons begin deur ons te verootmoedig terwyl ons die lyding van Christus gedenk en dink aan die wêreld rondom ons en ook ons eie omstandighede. Teen hierdie agtergrond ons liedere keuse dan vandag. Lied 238, God enkelig voor u gesig. Oh
sing ons Psalm 23, daarvan die eerste en die derde vers. My Heer, my herder, sorg vir my. 'n Belydenis wat oorgaan in 'n gebed. Vriende, lied 563 aan U, o God, my dankgesange. Verlossing gaan oor 'n danklied. Dan lied 278, hoor ons bid o Heer, wat oorgaan na lied 279 sonder die amen tussenin. Hoor ons bid o Heer.
Vriende, so bid ons dan saam in sang vanoggend. Lied 265 vers 1 en 2, enigste Here, enkele wese, aanbidding, ons wil daardie aanbidding hoor. Slotgebed, die gebed van Franciscus van Assisi, lied 284 vers 1 tot 3, laat Heer u vrede deur my vloei. Vriende, nog eens hartelijk welkom aan u almal in hierdie erediens. Ek dink dit is die beste plek om vanoggend te wees. Mag die Heer sy seën gebied en sy woord die saad laat uitgaan. Vandag oor ons hele area, oor ons land en oor die wêreld. Ek het vandag die taak ook om vir ons net te lei in die bulletin 'n aantal aankondigings. Ek wil graag vra dat mense wat nie by ons ingetrek het, net 'n aanduiding gee as u dalk hier is. Anita Malan van Frans Kraal, Willem Delport, de Kelders, nee, ekskuus, ek is nou verkeerd, ek is nou so die voorbereiding nou. Kom ons gaan net eers daar en dan gaan ons terug. Anita Malan, Frans Kraal, Willem Delport, de Kelders, Hannelore Roodman, de Kelders. Ons dink aan alle bejaardes ook en ons mense in herberg gaan sê en dan ook Thys Moelman wat hier bygevoeg is. Mag die Here
baie spesiaal, baie naby aan u almal wees. Ons wil daarom ook in die tyd dink aan ons leierouderling se eggenote daar by hom, met al die prosesse wat hulle ook tans deurgaan, mag die Here ook die antwoorde bring. Vriende, dan ons medelee gaan aan die Bester gesin met die oorlede van Betsy. Die blomme kom dan ook van die familie af en ons sê ook vir hulle baie dankie, mag die Here vir hulle vertroos. Dan is daar bediening missionaal. Vriende, wat ons wou het is daar geskrywe van missionaal se kant af. So ek kry die bulletin en ek glo u het dit gelees. Die nuwe intrekkersfunksie sal dan wees die 8de Maart. Mense wat die afgelope tyd ingetrek het, mense wat langer terug ingetrek het, wat nog nie so iets bygewoon het nie, kan jy asseblief ook daarin spesiaal aandag gee. Ons program vir die week het ons daar, jy het dit gelees, ons dink in besonder ook aan ons groter kerkraad se bymekaar kom daar. Vriende, dan ons, ek moet net gou kyk, ja, hier is die lidmaatskap ontvang van Willem en Danda Visagie van Swanswyk, kan u vir ons 'n aandag gee, in wyk FB, die Visagies, ek sien dit nie vinnig nie. Dan Helene Benadi van Bursley Noord, Helene, goed, ek sien nie hier nie. Dan Nelis en Marlene Jonker van Waterberg, daar is, baie welkom, baie welkom. Goed, ek dink dit is dan, ja, kom ons kyk van Waterberg, en dan ook Lena Bischoff van Waterberg. Ek het net gekyk, dis 'n klompie daar is Bursley Noord, en dan Nelis Marlene Jonker, en dan Lena Bischoff van Waterberg. Lena, ook daar, familie, ek gewonder of julle nie so by mekaar hoort, die pakkie nie. Vriende, die maklikste manier om in Gansbaai tuis te word, is deur kerk toe te kom, en uit te reik in die gemeenskap. Doen dit. Ek glo dat die ouderling waarskynlik al met u gekontak het ook. Baie hartlik welkom. En dan word ek gevra om net klem te lê op die retreat en net vra dat die dames sal aanmeld by mevrou Marina van Dijk, wat hierdie mooi geleentheid ook vir ons gemeente reël. Dan het ek een of twee sake wat nog net hier bykom. Vriende, die net gou kyk, vir die 5de en die 6de, vir die 5de Februarie, die geleentheid in die saal 10:00 die oggend, gevra moet ek toch net daar aanbring, en dit gaan daar oor mense wat hulle geliefdes verloor het, wat hier 'n proses van rou intree gaan gerus ook in daardie gesprekke, dankie vir ons vriende wat dit reël, en vir Dr. Dil, daar sit hy, wat ek vir ons die gesprek gaan waarneem. Vriende, dan 6 Februarie, is daar 2 wêreldbid vir vroue, een in Pearly Beach om 10:00, die ander een, as ek reg is, om 9:00 hier plaaslik. Ek dink daar kom nog aankondigings, eerskomende Sondag hieroor. Dan ietsie wat ek nie sien nie, is die 25ste Herberg aan See se stap. Dit is eerskomende Woensdag. Francia sê vir my, daar is nog 'n plekkie, vir as u graag wil inskrywe, kontak asseblief met Francia van Dijk. Vriende, dan is dit nou die geleentheid om die ou lekkertjies uit te deel. Elsien, jy het ingewillig om vir ons die lekkertjies uit te deel. Almal wat in hierdie tyd verjaar, hand op, vat hom sommer so van 'n kant af daarbo ook. Ek sien Gert is bo vir ons reg. Elsien, ons hou dop hier, mense wat verjaar. Bo langs, dit lyk vir my, dit was 'n stil week as ek so kyk. Vriende, dan, die van u wat die troudag in hierdie tyd herdenk, so hier aan my regterkant, kom ek begin nou hier middel, hier daar, weer eens 'n stil tyd van die jaar. En ons spaar 'n bietjie lekkertjies op. Kom ons kyk hoe gaan dit met die doopdag, die van u wat u doopdatum kan onthou, wat so ongeveer vandag, hoeveel jaar terug kan wees. Daar sê, dit lyk vir my, ons gaan uiteindelik genoeg lekker sy om die hele gemeente te bedien. Vriende, dan, ons nuwe intrekkers, hulle is daar bo. Gert, wil jy vir ons asseblief vir hulle bedien? En as daar nou nog is wat dalk oorgeslaan was, nuwe intrekkers, vriende, wys sommer. En ja, sien, wys sommer, dit lyk vir my, ons moet
Daar sy. Daar gaat hy. Mense wat oorgeslaan is, hoe ook al, nuwe intrekkers, daar sy. Daar kom hulle. Jong, dis om daarom so by die seer van die trek 'n bietjie soet in te bring, nee. Daar sy. Pragtig. Enige iemand oorgeslaan by die nuwe intrekkers? Kan ek vra as jy vandag besoekers wat spesiaal kom inloer? Hand op, laat ons net sien. Want ek dink daar gaan nog 'n lekkertjie. Lyk van die dominee moet ook kry. Die dominee moet haar tog nie vergeet nie, asseblief hoor. Die zwarte kousebeweging in Nederland, dat is 'n baie strenge gereformeerde groep. Hulle onderbreek die diens in die middel, dan deel hulle lekkertjies uit. Sodat ons net herinner word aan die heerlikheid van die evangelie in 'n wêreld vol seer. Nee, en dis tog vir my baie pragtig. Elsien, baie dankie. Vriende, is enige iemand oorgeslaan met, hoe vra ons met die brood en die wyn met die sweets? Is daar nog een? Is die dominee Elsien, sal jy tog aan alle geregtigheid voldoen? Geef vir haar 'n lekkertjie, want sy gaan die energie nodig kry nadat sy nou hierdie week by ons opgetree het. Leier ouderling, jy moet net sê as jy nou tevrede is. Dit hy sê hy is tevrede, dan kan ons hiervan kan ons dan aangaan. Elsien, baie dankie, ons waardeer. Nou vir die kerse. Elsien gaan sommer vir ons die kerse ook aansteek. Dit is toch so mooi as 'n dame dit vir ons doen. Hoeveel kerse brand al daar? Is daar een? Kom ons kyk. Die grootte sal dan die Christuskers wees. Hier by ons steek ons hom aan as die eredienskers. En as jy vir ons daar een kan aansteek vir die Here se kerk in hierdie wêreld, beginnende ook by ons eie gemeente en ander gemeentes in ons area en verder en die rol van die kerk in die samelewing. En dan uiteraard vir ons samelewing in Suid-Afrika, dis maar baie dinge, maar ook oor die wêreld. En dan is daar twee. Ene vir die skepping asseblief. Die skepping wat ook lei onder baie dinge. En dan 'n laaste enetjie. Laaste maar sekerlik nie die minste nie. Wat u persoonlike behoefte ook al mag wees, kom ons steek dit aan vir die van ons wat nou vandag hier teenwoordig is en ander se persoonlike behoeftes, of ons dink ook aan iemand wat vir ons na in die hart lê. Wat dit ook al mag wees. Baie spesiale gedagte aan ons almal en Rian vir jou en Judith. Baie spesiaal ook. Vriende, dan het ons op ons kansel het ons vir Dominee Francisca Andrag Meyer, sy is van NG Kerk Suidpunt. Sy was die week al by ons gewees en dit was vir ons heerlik om na u te luister en u te beleef. Ek glo ook daar in die kunsklasse. Ek het maar agter gestaan toe kuns uitgedeel is, maar ek kan tog kuns van ander geniet. Dit is 'n voorreg om jou vandag hier by ons te hê, ook met jou spesifieke aanslag. Mag die Here vir jou seën en die erediens hierna is in jou hande. Wees vermoedig onder ons. Baie dankie Floors, baie dankie ook vir julle gasvryheid en dat ek hier kan wees vanoggend en in die week. Ek wil dankie sê vir almal wat deelgeneem het en bygewoon het. Dit was vir my voorreg om ook julle talente te beleef en saam met julle daarin te kon delf. En die mense wat in die week ook in die erediens was, ons sal so 'n bietjie terugkom daarbey. En dan wil ek spesiaal dankie sê vir julle besonderse dominees en hulle gasvryheid. Hulle is nou nie vanoggend hier nie, hulle het almal ander verpligtinge behalwe Dr. Lisa Joubert is hier. Dankie aan die Joubert gesin vir julle verbly wat julle vir my gegee het in die week en ook die kos en so aan. En dan Henry en Elisabeth het ook baie gasvryheid aan my bedien en Willie en Fransil natuurlik. Julle is regtig bevoorreg met die mense wat julle hier het. Ek hoop julle waardeer hulle. So van buite af kan 'n mens sien die karakter van 'n dominee, nê? Baie ouens gaan in vir dominees wat baie welsprekend is en baie, soos ons sê, shine vang. Maar hier by julle gaan julle in vir dominees met diepte en ek waardeer dit van julle. Ons is nie toevallig hier nie. Ons is hier omdat God vanoggend met ons 'n afspraak het. En omdat hy ons op 'n besondere manier kom ontmoet. Kom ons raak stil in sy teenwoordigheid. Gelukkig is die armes van gees,
want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Gelukkig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Gelukkig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde erf. Gelukkig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Gelukkig is die barmhartiges, want hulle sal barmhartigheid ontvang. Gelukkig is die wat suiwer van hart is, want hulle sal God sien. Gelukkig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Gelukkig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan tot die Here nader met 2 liedere en die eerste een is 'n antwoordlied. Nou Lenet sê vir my baie dankie Lenet ook vir die week se spel en vandag se spel en Elise daar agter. Ek het vergeet om vir julle dankie te sê nou en Gert wat so mooi vir my gesorg het. Ek waardeer julle. Lenet sê vir my julle ken nog nie eintlik hierdie een nie, maar dis vreeslik maklik want dit is 'n antwoordlied, so ek gaan die eerste reël sing en dan sing julle presies dieselfde net na my en dit gaan net so aan die heeltyd. So die einde van elke tweede frase is 'n klein bietjie anders, maar ek sal saam sing, so julle hoef nie bekommerd te wees nie. Kom ons staan, dan tree ons nader tot die Here met 2 liedere.
bring lof aan die Here deur die gee van ons offergawes. Ons bring aan U lof, Here, Skepper van die ganse heelal. Ons bring aan U lof, want ons weet alles wat ons is en ons het, alles wat ons dink ons het, is eintlik U eiendom. Soos wat ons U eiendom is, Here, ons behoort nie aan onsself nie, ons behoort aan U. En ons wil ons lewens aan U toewy, as 'n heilige loflied, wat vir U aanneemlik is. Neem ons, Here, en bou U self U koninkryk. Bou U koninkryk ook in en deur en met ons. Amen. In momente van verootmoediging, veral in lydingstyd, en vandag is ons nou die eerste lydingssondag, is dit die momente waarin ons ernstig nadink oor wie ons is en waar ons inpas en wie God is en wat ons posisie voor God is. In die week het ons die Jesusgebed gedoen as 'n manier van verootmoediging, 'n manier om in die regte posisie voor God te kom. Dis 'n gebed wat julle almal ken, hy kom uit die Bybel uit. Dit is: Here Jesus Christus, wees my sondaar genadig. Dis die gebed van die tollenaar. Here Jesus Christus, wees my sondaar genadig. In die ortodokse tradisie is dit 'n baie spesiale gebed. Hulle oefen hom in saam met hulle asemhaling. Hulle het so 'n tou met knope en dan herhaal hulle dit so. Elke slag as hulle 'n nuwe knoop vat, dan sê hulle: Here Jesus Christus, wees my sondaar genadig. Here Jesus Christus, wees my sondaar genadig. En wat gebeur is, in die eerste moment, in die Here Jesus Christus, is ons in 'n moment van geloofsbelijdenis. Ons erken wie Jesus is. Hy is ons Here. Hy is ons baas. Hy is ons koning. Hy is inderdaad God. En in die tweede helfte erken ons wie ons is. Ek is 'n sondaar wat begenadig is.
Dis waarop ek staan, dis al wat ek het. Die genade van die Here. Ek wil jou nooi om dit vandag saam met my te doen. As ons inasem, dan sê ons, jy kan dit maar net saggies prewel, laat jou lippe net daarom beweeg. Here Jesus Christus, soos jy inasem. En soos wat jy uitasem, sê jy, wees my sondaar genadig. Ons gaan dit 'n paar keer saam doen. Kom ons doen dit. Here Jesus Christus, wees my sondaar genadig. 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 Paulus sê in Romeine 10, hier by jou is die woord in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van geloof wat ons verkondig. Want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en jy glo met jou hele hart dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. Want met die hart glo ons en word so regverdig verklaar. Met die mond bely ons en word so verlos. Die skrif sê tog, elkeen wat glo sal nie beskaamd staan nie. Elkeen wat glo sal nie beskaamd staan nie. Ons bly so sit, dan sing ons 'n lydenstyd wydingslied, die 391 verse 1 en 5. Deur ons geloof saam te bely, ons gaan dit doen met die geloofsbelijdenis van Sia. Kom ons staan en dan beaam u saam in die harte dit wat ek voorlees. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye. God uit God, lig uit lig. Waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het. Wat terwille van ons die mense en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria en mens geword het. Wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is en op die 3de dag opgestaan het volgens die skrifte.
wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Here en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Dankie. Kom ons bid saam voordat ons uit die woord lees. Here, hier aan die begin van 'n nuwe seisoen in die kerkjaar, tree ons met huiwering nader. Daar's tye van die kerkjaar wat ons makliker is. Kersfees is makliker in die sin dat daar iets vroliks daarin is. Paasfees is wonderlik. Pinkster, ons verjaarsdagfees as kerk, is gevul met vreugde, maar lydenstyd, Here, is vir ons baie keer moeilik. Omdat dit ons soveel keer stroop van al die dinge, die vals sekerhede wat ons vir onsself opgebou het. Omdat dit ons bring tot erkenning van wie ons voor U is. Omdat dit vir ons van aangesig tot aangesig bring met U leiding, wat U ter wille van my, ter wille van ons gelei het. Lewende God, lewende woord, woord wat vlees geword het, kom spreek vandag tot ons. Kom wys U self vir ons. Kom praat met ons. Lei ons, leer ons, rig ons. Sodat ons U beter sal leer ken, Here, en sodat ons onsself beter sal leer ken in U aangesig. En oop oë U genade sal ontvang. Amen. Ons gaan vandag lees uit Matteus hoofstuk 4. Dit is die leesrooster teks vir die dag, een van die 4 leesrooster tekste vir die dag. En dit is dan nou ook die die baie bekende een wat eintlik elke jaar op die leesrooster is, nie net elke 3de jaar nie, net uit 'n ander evangelie of uit 'n ander hoek. Is Matteus 4 van vers 1 af. Kom ons lees saam. Hierna, dis nou na sy doop, is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte lank het hy gevas en later honger geword. Toe het die versoeker nader gekom en vir hom gesê: As U die Seun van God is, sê dat hierdie klippe brood moet word. Maar hy antwoord: Daar staan geskryf: Van brood alleen sal die mens nie leef nie, maar van elke uitspraak wat uit die mond van God kom. Toe neem die duiwel Jesus na die heilige stad en laat hom op die hoogste punt van die tempelgebou staan en sê vir hom: As U die Seun van God is, spring hier af. Daar staan immers geskrywe: Hy sal sy engele opdrag gee om jou, hy sal sy engele oor jou opdrag gee. Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie dalk jou teen 'n klip jou voet sal stamp nie. Jesus sê vir hom: Daar staan ook geskryf: Jy mag die Here jou God nie versoek nie. Hierna neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld in hulle pragt en sê vir hom: Dit alles sal ek vir U gee as U neerkniel en my aanbid.
Toe sê Jesus vir hom, gaan weg van my af, Satan. Want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen. Toe het die duiwel hom met rus gelaat. En kyk, daar het engele gekom en hom versorg. Tot sover die woord van die Here. Ons leef nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Amen. Dit was 'n wonderlike week. Ons het spesifiek met kinders het ons gekyk na verskillende momente in ons verhouding met die Here en hierdie ene kom uit Maandag se preek uit. Dis een van Salvador Dali. En sommige mense beskou dit as 'n kosmiese skepping. Hier sien jy iets van goed wat stuk vorm aanneem. Kyk net nou, dit lyk soos grond, maar dan hier onder die drupsels raak bene of pote. En hier aan die kant sien jy die gesig van 'n olifant. Jy sien ook iets van stryd, daar's so 'n oorlogsperd, so liggies geteken daar in die hoek. Daar's die kop van 'n hoender. Daar's blomme. Al die goed vorm, stukkie vir stukkie. Maandag het ons stil gestaan by die woord het vlees geword en onder ons kom woon. God self as skepper, skep alles deur Christus. Niks wat ons gebruik, ook nie in kuns, kom van niks af nie. Alles wat ons gebruik, of dit die pigmente van die verf is, of dit die klei uit die aarde is, wat al vir eeue saamkom en gevorm word in die aarde, waarmee ons potte maak. Dit alles is eers deur God geskep, deur God gevorm. So wanneer ons dan skepend raak, skep ons nie uit onsself uit nie, ons skep met dit wat God ons gee, in die inspirasie wat God ons gee, en dinge kry vorm en lewe. En ons raak deel, ons word uitgenooi om deel te wees van God se skepingstaak hier op aarde. En Tiraid sê ons bou op 3 maniere aan die koninkryk van God. Ons bou deur evangelisasie, deur fisies te gaan en vir mense te vertel, wat het Jesus gedoen, wie is hy, en hoe hy ons kom verlos. Ons bou deur geregtigheid. Dis partykeer nogal 'n bietjie moeiliker. Geregtigheid beteken ons protesteer teen stelsels wat ander mense uitbuit. Dit beteken ons bou nuwe stelsels, soos wat die kerk deur die eeue begin het, in hotelle en hospitale en ouerhuise, om plekke te maak, veilige plekke te maak vir mense, kinderreise, om te versorg. En ons self doen dit deur barmhartigheid. Ons maak seker dat ons deel is van God se koninkryk se bou op daai manier. Maar daar's 'n derde manier waaroor ons nie baie praat nie, en dit is deur mooi te maak. Ons is besig in die koninkryk van God en met die arbeid van God en die bou van die koninkryk, wanneer ons mooi maak, wanneer ons mooi kerkgeboue maak, mooi rangskikkings maak, die aarde mooi maak deur tuin te maak. Wanneer ons besig is om te skep, is ons besig met die bou van die koninkryk. Net soveel soos wanneer ons besig is om evangelisasiewerk te doen. Dit was Maandag. Dinsdag het ons bietjie gaan stil staan by die leegtes in ons lewens. Ons het gekyk na Elia se verhaal, waar hy in die woestyn gaan sit het, toe hy moedeloos was, en waar hy met God wil praat, en toe was daar verskeie baie gewelddadige bewegings, daar was 'n stormwind, maar God was nie daarin nie. Daar was 'n aardbewing, maar God was nie daarin nie. Daar was vuur, maar God was nie daarin nie. En toe was daar die stilte, die niks. En toe het Elia geweet hy moet uitgaan en gaan luister, en God is daar. Thomas Moore, 'n voormalige monnik wat ook 'n psigiater is, skryf: "At the sight of nothing, the soul rejoices. Withdrawal from the world is something we can and perhaps should do every day, just as a loaf of bread needs air in order to rise. Everything we do needs an empty place in its interior." Daar's spasie nodig om asem te haal en te groei. Dit was Dinsdag. Woensdag
het ons daai pragtige 2 Korintiërs teks van ons is maar kleipotte wat maklik kan breek gelees. Maar die skat wat alles oortref is God in ons. En ons het 'n bietjie gesels oor Kintsugi kuns. Dit is hierdie tipe pottewerk wat nou daar op die skerm verskyn, wat die Japaneese doen. Hulle gooi nie hulle stikkende bakke weg nie. Hulle vat goue lakker en dan maak hulle dit weer heel en bruikbaar. So 'n kunstenaar, ook 'n gereformeerde gelowige, Makoto Fujimura sê, Christ came not just to fix us, but to restore us to create something new. En dit wat God skep is beter as dit waar ons begin het. Ons hoef nie weg te kry vir ons breekbaarheid en ons broosheid nie. En veral hier in lydenstyd is dit belangrik dat ons erken hoe kwesbaar ons werklik is, wat ons nood is. Want God is besig om te herskep. En dit wat hy maak is baie mooier as wat ons kan voorstel. Wat meer is, dit wat hy maak is nuttig. So dis waar vandaan of ons vandag in hierdie week kom en waar ons vandag aantree by hierdie verhaal. Waar Jesus net na sy doop dan nou, voor sy bediening nou amptelik begin, in die woestyn ingeroep word. Daar is hy in die woestyn en hy is, soos enige een van ons, honger na 40 dae se vas. Hier in lydenstyd is dit ons 'n tipiese vastyd. Baie mense vas in hierdie tyd. Ek was nogal bietjie senuweeagtig toe die lekkers nou uitgedeel word, want ek weet nie wie ons nou hier in die versoeking bring wat dalk wou vas nie. Daar's verskillende maniere van vas, maar hierdie 40 dae se vas is baie belangrik omdat dit ons wil herinner aan die 40 dae in die woestyn, waar die Israeliete, die 40 jaar in die woestyn, waar die Israeliete ook daar moes deurreis tussen Egipte en die beloofde land. Waar iets van 'n nuwe afhanklikheid by hulle moes tot gestalte vind. Waar hulle niets moes leer wie God is en hoe om God te volg. Dis die reis na hulle verlossing uit Egipte. Maar dis die reis tot 'n nuwe lewe saam met God. 'n Lewe wat hulle eintlik nie geken het nie. Hierdie is Peter Horsten se Christ in the Wilderness. Dis 'n charcoal en chalk papiertekening. Houtskool waarmee hy dit geteken het. Christ in the Wilderness. En sien jy hoe wild is die prent? Hoe rof die lyne. Sien jy die menslikheid van die moedeloosheid, honger in die gesig. Ek dink ons het baie keer die idee van Jesus wat die woestyn in is, asof hy triomfantlik as God in die woestyne is, en sy identiteit is pas bevestig in sy doop. Dit is my geliefde seun. Dis wie hy is. En dan dink ons, hy was onaantastbaar as hy in die woestyn was. Nee, hy was nie onaantastbaar nie. Hy was volledig God, maar volledig mens. Met die honger wat daarmee gepaard gaan. Hy het geweet wat dit is om dors te wees, om swaar te kry. Hierdie is nie 'n teoretiese versoeking nie. Dis 'n egte versoeking. Wanneer die versoeker by hom kom en sê, as hy die seun van God is, sê dat hierdie klippe brood moet word. Sê dat hierdie klippe brood moet word. Jesus het egter geantwoord. Daar staan geskryf, van brood alleen sal die mens nie leef nie, maar van elke uitspraak wat uit die mond van God kom. Self in sy honger het hy geweet, hy het meer nodig as net brood.
Jesus gaan in die stilte van die woestyn in, gaan soek die stilte op. Die stilte wat ons almal nodig het. Maar julle weet hoe stilte werk. Jy dink eers dit is baie mooi tot jy daarin is en dan begin dit aan jou karring. Met die woestynvaders en moeders het mense gegaan woestyn toe omdat hulle gedink het dit gaan makliker wees om daar in die woestyn nie te sondig nie. Dis weg van mense, dis weg van versoekings af. En raai wat? Hulle het ontdek die versoeking is hier binne in hulle. Hulle dra dit met hulle saam selfs die woestyn in. Trouwens, daar in die woestyn kon hulle dit soveel helderder hoor. Was die stemme in hulle harte, die versoekings in hulle gedagtes, net soveel feller, selfs as in die stad, in die dorp, teen die rivier waar die lewe maklik is, waar hulle kon besig bly en op ander dinge fokus, en eintlik probeer om dit net nie te hoor nie. Wel daarvoor te val, maar tog maar net aan te gaan. Maar hier in die woestyn kan jy die stem van die versoeking, die versoeker nie ignoreer nie. En sy woorde is mooi. Sy woorde is baie mooi. Hy sê, ek gaan vir jou gee wat jy nodig het. Hierso, kom. Buig voor my, gaan net weer terug, Elise. Gaan net weer terug na die woorde toe. As jy die seun van God is, bewys wie jy is. Dis mos nou bevestig hierso. Bewys wie jy is en kry wat jy nodig het uit die situasie. Kry brood. Dis die eerste versoeking. Die tweede een. Vandag se agtergrondprent is vir my so mooi. Fasting in the Wilderness, die Rosa de Tocqueville. Hier sien ons wel ietsie van die soos maar sê die ingekeerdheid van Christus. Die prent lyk 'n bietjie heller as die vorige een. As jy mooi kyk in die agtergrond, tussen die blou is daar egter reg agter Jesus is daar so half 'n figuur. 'n versoeking wat voorgee, dit is lig. In die duisternis, in die rotse. Die tweede versoeking. As jy die seun van God is, spring hier af. Die hier is nou van die tempel af. Daai plek waar God so teenwoordig is. Daar staan immers geskryf, en kyk die versoeker het nou 'n paar triks geleer. As Jesus die Bybel kan aanhaal, kan hy mos ook. Daar staan tog geskryf, hy sal sy engele opdrag oor jou gee, op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie dalk teen 'n klip jou voet sal stamp nie. Kyk nie, 'n mens kan baie met die Bybel maak. Die vraag is nie, wat kan jy met die Bybel maak? Die vraag is, wat kan die Bybel met jou maak? Laat jy dit toe? Of lees jy die Bybel om te hoor wat jy wil hoor? Hier kan die godheid van Jesus sommer dadelik bewys word. In Jerusalem, in die hartjie van die plek waarheen hy op pad is om gekruisig te word. Hy kan hierdie hele lydingspad oorslaan. En eenvoudig wys, kyk, ek is God, ek kan van die tempel afspring en niks oorkom nie. Hy kan kies om nie die lydingspad te loop verder nie. Dis die versoeking. Die versoeking is die maklike antwoord. En die groot skouspel. Dis die versoeking. Ai, dis 'n versoeking waarvoor ek al baie keer gehoop het. So baie keer wanneer daar moeilikheid is, dan bid ons, ag Here, gryp sommer nou net in en gryp kragtig in, dat almal kan sien wie U is, sodat niemand kan ontken dat U God is nie. Dit sal soveel makliker wees as God op daai manier werk. As God eenvoudig skouspelagtig dinge regryk wanneer hulle nie reg is nie. Die maghebers wat hulle mag misbruik, sommer net van hulle stoele afruk en nuwe mense daar plaas wat vir hom gaan luister.
Die korrupsie in die regering net eenvoudig uitvee, daai ouens in die tronk sit. As God dit vinnig doen, dan kan ons mos nou 'n lekker voorspoedige land wees sonder enige probleme. Die sukkelende kerk, wat so baie keer worstel met dinge en pyne en mense en uitsprake, wat so fyn moet trap om nie op hierdie tone te trap nie op daai tone moet trap nie, en nog steeds 'n profetiese stem moet hê in die wêreld wat werk vir geregtigheid. Al is dit ongemaklik. Sal dit nie maar makliker wees as God eenvoudig oorneem en die aankondigings maak, die nuusbrief uitstuur en sê, goed, so maak ons, dis ons besluit hieroor, dis ons besluit daaroor, jy hoef nie verder te lees nie. Moenie te veel bekommerd wees oor die verhoudings wat gaan skade doen as jy standpunt inneem nie. Hierso, dis my opdrag, doen net dit. Maak nie saak die gebrek aan liefde nie. Ons hou by die waarheid wat God ons gee. Dit sou dalk makliker gewees het. Jesus sê, daar staan ook geskryf, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Jy kan God nie manipuleer om jou saak vir jou uit te sorteer, of dit nou in die kerk of die wêreld is nie. Moenie dink jy gaan met 'n mooi redenasie vir God ompraat om nie by sy mense te wees nie, om nie die lydingspad saam met hulle te loop nie. God kies die moeiliker weg. Die een van selfontlediging en selfopoffering. God kies dit. Jesus kies dit. Maurice Dennis se woodcarving, Le Imitation de Jesus Christus, 1903. Hier kry ons 'n bietjie meer iets van mag, groot figure. Jesus hier in die donker en effens ligter hier agter die versoeker wat fluister. Van die hoë berg af, kyk hulle oor die wêreld. En die belofte is jy kan groot wees. Jy kan groot wees. Regtig groot. Gryp die mag. Sorteer die dinge uit. Ons verklaar jou koning oor hierdie Romeinse ryk, oor al hierdie dinge wat hier aan die gang is. Jy kan beter Caesar wees as Caesar self. Dis die versoeking. Die versoeking is, kom ons lees dit. Dit alles sal ek vir u gee, uit u as u neerkniel en my aanbid. Dit kan soveel makliker wees. Om maar net in te gee. Toe sê Jesus, gaan weg, Satan, want daar staan geskryf, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Dit is wat ons ook vandag genooi word om te doen. Want hierdie aanbidding is nie aanbidding wat aan mekaar gesit is van mag en oorvloed en skouspel nie. Dis nie die dinge wat hierdie wêreld bewonder nie. Nee, hierdie aanbidding is relasioneel, dis verhoudingsgebonde. Dit gaan oor 'n verhouding met die Here. En 'n verhouding met my naaste. En selfs 'n verhouding met my vyande. Dit gaan oor die seën waarmee ons hierdie diens begin het, wat ook nou net kort hierna deur Jesus gesê gaan word. Gelukkig is die armes van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Dis daardie tipe armoede wat eintlik koninkryke gee. Gelukkig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Gelukkig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Die sagmoediges, nie die sterkes nie. Gelukkig is die wat honger
en dors na geregtigheid. Want hulle sal versadig word. Gelukkig is die wat barmhartig is, wat in ander mense se oë kyk en daar iets van God se beeld sien, iets van hulle self sien en barmhartig is. Want hulle sal barmhartigheid ontvang, want God is ryk aan barmhartigheid. Gelukkig is die wat suiwer van hart is, wat eerlik is met hulle self, en nie vir hulle self weghardloop nie. Want hulle sal God sien. Wanneer jy so vir God sien, wanneer jy jouself so sien, met 'n suiwer hart na jouself kyk. Hoe kyk God na jou? Wat sien jy in God se oë as God vandag na jou kyk? Gelukkig is die vredemakers nie die wat alles gaan uitsorteer nie, maar wat mense na mekaar toe bring en vrede maak. Want hulle sal kinders van God genoem word. Dis hoe God ook is. God maak verhoudings heel. Hy gooi hulle nie weg nie. Gelukkig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele weer die koninkryk. Omdat ons kies om te soek vir geregtigheid. Geregtigheid wat die onreg raak sien in die strukture, wat maak dat rykes net ryker word en armes net armer word en wat ingryp en soek vir maniere waarop ook die sisteem geheel kan word, sodat mense 'n kans het om 'n volryk lewe te lewe. Wat soek vir heelheid, wat sorg vir kos, wat versorging bring vir die wat siek is. Dis geregtigheid. Dis geregtigheid wat soek om die wat slagoffers is op te lig, sodat God hulle kan heel maak, sodat hulle selfs meer kan wees as wat hulle vroeër was. Enetjie terug, Elise. Die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Wanneer jy jou oë daar hou, dan raak die stem van die versoekers stiller. Wanneer ons oë op Jesus hou, watter Jesus? Dieselfde Jesus wat die lydingspad kies eerder as om dit te vermy. Dieselfde Jesus wat homself gee ter wille van ons en ander. Wanneer ons oë daar hou, dan raak ons verhouding so heel dat ons kan sê, dis right, ek sal kos kry op 'n ander plek. God sal voorsien. Ek hoef dit nie met allerhande kinkels aan die hande te kry nie. Ek hoef nie mag te soek nie, en skouspel en beroemdheid te soek nie, want God sal gee wat nodig is. En ek is deel van God se werk. Amen. Here, dankie. Dankie vir die groot liefde en die versorging. En die krag. Ons bid vir ons land. U sien die ongeregtigheid. En u sien ook die plekke waar daar tog ook groei is. Tog ook versorging is in ons gebroke sisteme. Maak ons mense wat deel is van die werk vir geregtigheid.
Maak ons vredemakers wat mense bymekaar bring en hulle nie van mekaar skei nie. En troos ons, Here, wanneer ons huil oor ongeregtigheid en ongeregtighede. Help ons deur U Gees, Here, in hierdie lydenstyd om eerlik met onsself te wees. Sonder om bang te wees vir verwerping, want ons weet, Here, U genade is vir ons genoeg. Dankie, Here, dat U genade vir ons genoeg is. Leer ons in hierdie volgende 40 dae om nie weg te hardloop van wat sleg is nie. Maar om saam met U daar te wees waar U in die moeilikheid werk. Of dalk net U teenwoordigheid te beleef te midde van die lyding. En in hierdie 40 dae, Here, leer ons om U beter te leer ken. Ek wil vanmôre kom bid vir Gansbaai, vir die hele gemeente, die grootste gemeente in ons ring. Here, U weet hoe maklik in so 'n groot gemeente mense kan wegraak sonder om mekaar te ken. Daarom bid ek vir die dapperheid om na mekaar toe uit te reik en mekaar beter te leer ken en saam 'n geloofspad te stap. Ek bid vir die nuwe intrekkers, Here, dat U vir hulle die moed sal gee om oor die drempel te klim by mense, om oor te stap en mense te ontmoet. En vir die oud-Gansbaaiers, Here, om die moed te hê om nuwe mense te gaan opsoek en hulle welkom te laat voel. En dat U vir hulle regtig in hierdie tyd geloofsgenote sal maak, wat saam bid en saam hoop en saam glo. Ek wil kom bid vir hulle predikante, Here, vir Willie en Henry, en ook Liesel wat gekoppel is, en ook vir al die emerite, Here, wat U so met vrug in hierdie dorp gebruik. Here, seën hulle bediening, help hulle om saam met mekaar te werk, saam aan dieselfde vaart te trek, in dieselfde rigting. Bou U self ook deur hulle U koninkryk. Ek wil kom bid vir die kerkraad, Here, gee vir hulle wysheid en geloofsonderskeiding, sodat hulle ook in alles U woord sal soek. En ek wil kom bid vir elke bediening, Here, sodat hulle altyd sal weet, hulle werk nie met niks nie, hulle werk omdat U werk. Hulle val in by U werk. Ook hier in die erediens, met die klank en die beeld en die musiek. Maak hulle lewe as gemeente 'n loflied tot U eer, Here. En verheerlik U naam hier. Amen. Kom ons sluit saam af met seker, ek dink die mooiste lydenstydlied, middelpunt van ons verlange. Kom ons staan, dan sing ons die eerste, die derde en die vierde verse.
Jesus Christus. En die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees sal met julle bly en wees, nou en vir altyd. Amen.